welkom by nog 'n episode van Leeflig. In hierdie potgooi gaan ons diep delf in die insigte van David Kinnaman se boek You Lost Me. Why Young Christians Are Leaving Church and Rethinking Faith. Nou hierdie is 'n saak wat ons diep raak en bekommer, en daarom het ek dit goed gedink om meer daaroor te lees en dit wat ek raak lees met jou te deel. Miskien hoor jy iets wat jou ook kan help om die nuwe generasie jong mens beter te verstaan. My eie kinders val in die groep, so ek het persoonlike belang hierby om hulle beter te probeer verstaan. En ek was regtig weer eens naïef om te dink, dis mos my kinders hulle moet doen en maak soos ek. Goed, die harde werklikheid is, dit werk toe nie so nie. So daarom gaan ek dit wat ek leer met jou deel, en hopelik hoor jy iets wat jou kan help en jou ook kan laat sê, aha. Nou hierdie boek, You Lost Me, is gebaseer op uitgebreide navorsing deur die Barna groep, en probeer verstaan waarom so baie jong volwassenes tussen die ouderdom van 18 en 29 die kerk verlaat, of hulle koneksie met die Christelike geloof verbreek. Die navorsing is natuurlik wel op Amerikaanse konteks gebaseer, maar daar is beslis ooreenkomste met ons Afrikaanse jong mense. Kinnaman argumenteer dat ons nie hier met 'n enkele probleem te doen het nie, maar met 'n generasie wat in 'n heeltemal nuwe kulturele konteks leef, 'n hele nuwe wêreld. Hierdie generasie, gebore tussen 1995 en 2012 ongeveer, staan bekend as die iGen of die Gen Z. Dis die eerste vol digitaal generasie. Met ander woorde, dis die eerste generasie wat heeltemal groot geword het met slimfone en sosiale media. En dit maak dat hulle sekere sterkpunte het, maar natuurlik ook kwesbaarhede. Nou kom ons staan eers stil by hulle talle sterkpunte. Een is, hulle is baie kreatief. Hulle is ook aktiviste vir 'n verskeidenheid van sake. En natuurlik, hulle digitale vaardigheid spreek van self. Hulle is ook natuurlik baie meer verdraagsaam, byvoorbeeld teenoor ander rasse en persone met 'n ander geslagoriëntasie of genderidentiteit as hulle voorgangers, wat nou sekerlik ons is. Hulle is ook minder rebels. Ja, minder rebels. Jy het reg gehoor. Daardie een is seker meer debatteerbaar in sekere huishoudings, ek is seker daarvan, maar dis nietemin die algemene tendens. Jy het ook nou uitgemis op daardie een, so dis nou jammer. Nou, aan die ander kant is hulle ook kwesbaar. Hulle kwesbaarhede lyk weer as volg. Hulle ervaar baie hoër vlakke van angs en depressie. Die konstante digitale blootstelling en sosiale media vergelykings dra by tot groter geestesgesondheidsuitdagings. Die virtuele wêreld bied onbeperkte toegang tot alles, oral, die hele tyd, wat nie gesond is vir mense nie. Dit lei daartoe dat hulle dikwels verlam voel deur al die keuses en die konstante tornado van inligting wat dit vir hulle moeilik maak om doelwitte te stel of vaste keuses te maak. Verder bereik jong mense tradisionele mylpale soos om te bestuur, werk en verhoudings later as vorige generasies. As jy nou mooi daaroor dink, is daar baie jong mense wat eers later trou. Hulle vestig eers hulle beroepe en hulle wil eers die wêreld sien en oorsee gaan werk. Dit maak dat hulle eers later gevestig raak en meer standvastig is. Nou goed,
Nou dat jy meer 'n idee het van wie ons praat, kom ons kyk na die 3 hoofgroepe jong mense wat Kinnaman identifiseer wat die kerk verlaat. Die eerste groep is die nomades, die nomads. Hierdie jong mense dryf weg van die kerk, maar hulle beskou hulle steeds as Christene. Vir hulle het die geloof dikwels opsioneel geword. Geloof is nie meer die hoofsaak of die kern van hulle lewe nie. Die tweede groep is die prodigals, die verlore seuns en dogters. Hierdie groep verwerp hulle kinder- of tienergeloof heeltemal en identifiseer nie meer as Christene nie. Dis 'n baie pynlike proses vir ouers en persone wat met jong mense en jeug by die kerk werk. Dan is daar die derde groep, die sogenaamde ballinge, exiles. Hulle bly toegewyd aan hulle geloof in Christus, maar voel verlore of vasgevang tussen die moderne kultuur en die institusionele kerk. Hulle sukkel dikwels om te sien hoe hulle beroep of talente by die kerk inpas. Nou waarom sê hierdie jong mense, "You lost me"? Die navorsing wys dat elkeen natuurlik 'n baie unieke storie het. En dis baie belangrik om te beklemtoon dat elke storie saak maak. Elke persoon het 'n unieke stel ervarings. En deel van ons roeping as ouers en as kerk is om beter te wees wanneer dit kom by om te luister en om te probeer verstaan wat dit is wat verhinder dat hulle die Here se stem in hulle lewens hoor en die Here in hulle lewens ervaar. Nou wanneer ons dink aan redes waarom jong mense die kerk verlaat, sal van ons Afrikaanse kerke sê, dis beslis die sang. Ons kinders wil meer sing en hulle wil ander liedere sing as wat ons sing in ons Afrikaanse kerke. En natuurlik is dit 'n baie legitieme rede vir waarom ons jong mense na ander kerke toe gaan, definitief. Maar wat ons spesifiek vandag hieroor praat is hoekom jong mense in totaliteit van die kerk af wegdryf. Nie net na ander kerke toe gaan nie, maar van die kerk in sy totaliteit wegbeweeg. Nou die bronne identifiseer 6 kritieke redes vir hierdie skeiding. 1. Hulle ervaar die kerk dikwels as oorbeskermend. Dit voel asof die kerk hulle kreatiwiteit smoor en bang is vir die wêreld buite die kerkmuur. Baie jong mense voel die kerk veroordeel alles buite sy eie mure. Tweedens ervaar hulle die kerk as vlak, 'n gebrek aan diepte. Die geloof wat oorgedra word, voel dikwels vir hulle vervelig of irrelevant vir die regte wêreld en hulle daaglikse lewens. Derdens beleef hulle die kerk as anti-wetenskap. Baie jong mense voel dat hulle moet kies tussen intellektuele eerlikheid en hulle geloof. Jong mense wat byvoorbeeld dokters of ingenieurs is, voel asof hulle nie hulle geloof met hulle wetenskap kan versoen nie. Verder, vierdens dink hulle die kerk is onderdrukkend. Die kerk se benadering tot reëls, veral ten opsigte van seksualiteit, voel dikwels vir hulle verstikkend in 'n individualistiese kultuur wat eintlik sê, jy kan doen net wat jy wil, jy is jou eie mens en doen wat vir jou goed is. Tweede laaste sien hulle die kerk as baie eksklusief. Die kerk word gesien as 'n plek vir insiders wat nie ander godsdienste of kulture werklik aanvaar nie. En dan laastens beleef hulle die kerk as 'n plek sonder ruimte vir twyfel. Jong mense voel nie veilig
om hulle eerlike vrae of twyfel te erken, sonder om te voel hulle word geoordeel nie. Hierdie generasie leef in 'n wêreld van ongekende toegang tot inligting, 'n gevoel van vervreemding van tradisionele instellings en nuwe vrae oor autoriteit. Nou in hierdie volgende potgoeie gaan ek hierdie temas een uitpak. My doel is nie om te blameer nie, want dan moet ek myself, seker die meeste van almal blameer. Maar die doel is eerder om te kyk hoe ons die gaping kan oorbrug en hoe die kerk en ons as ouers opnuut kan leer om disippels te maak van Jesus in 'n vinnige veranderende wêreld. So die bedoeling is om hoop te bring. Onthou om te subscribe op my YouTube kanaal by Janine Bevelou Manders, sodat jy nie iets mis nie. Ek sê vir jou tot volgende keer. Kom ons leef lig en ons word saam kerkslim.